Goeiemôre aan almal. Vir wie ek nog nie hallo gesê het nie, welkom hierso vanoggend. En dis lekker om saam met julle wees. Dankie dat julle so 'n bietjie vroeër gekom het as gevolg van die begrafnis nou vandag en die dinge wat reg gekry moet word hierso. Ons verwag 'n groot begrafnis en ons is live vanoggend hierso. Want ons toets ons livestream vir die begrafnis vandag. So Adel, jy was live, hoor. Jy het live geworship ook. Hoor jy so, lekker is dit nie. Hoor jy so, maar kom ons gaan gou na Jakobus toe, voor ek nou vir ons, ek gaan hierdie net so oopmaak. Kom ons gaan lees net gou weer ietsie wat ek net gou weer vir julle onder julle aandag wil bring. Ja, ek gaan eers vir ons bid. En kom ons raak rustig vanoggend. Maak nou nie saak of ons nou vroeër hier vandag is of wat nie. Ons gaan lekker saam met Jakobus kuier vanoggend. Vader, dankie. Ek loof en prys U naam vanoggend. Dankie vir U woord is die waarheid. Johannes 10:35, U woord kan nie gebreek word nie. U het die woord bo U naam gesit, sê Psalm 138 vers 2. Here, ons eer U naam vanoggend. Dankie dat ons kan saam kuier. Vader, U is so goed vir ons. En dat die woorde van my mond en die gedagtes van ons harte vir U goed en welbehaaglik sal wees. Here, U is ons rots, ons verlosser, ons zaligmaker. Jesus is God. Ons eer U naam. Amen. Daar sê, ek wil net julle terugvat na Jakobus 4 vers 5 toe. Ons begin by 4. Jakobus, soos ek nou gesê het, nou al is nogal iemand wat die sweep slaan, hè? Hy dra nie doekies om nie. Hy sê vir jou, hoorie, get your act together. Jy volg 'n groot God wat vir jou gesterf het. En hy sê so in vers 4, egbrekers en egbreeksters. So hy praat met mans en vrouens. Hoekom praat hy met ons so hierso? Want hy praat met sy bruid. Hy is 'n jaloerse God. Hou dit altyd in gedagte, jy is sy bruid. Jy is getroud, almal van julle wat hier is of was getroud. Julle moet jaloers mos wees oor jou egpaar. Jou egpaar kan nie, jou man kan nie, saam met 'n ander vrou wees, nie? En ek kan nie saam met 'n ander vrou wees nie, as jy mos jaloers wees daarop. Dis dieselfde met God. Jy's met hom getroud. Die dag toe jy weergebore geraak het, het jy sy eiendom geword. Kyk, Psalm 24 sê, die aarde en die volheid daarvan, almal wat daar woon, behoort aan God, maar nie almal kies God nie. Maar die dag toe jy God gekies het, en God het 'n werk in jou hart kom doen, het jy deel geraak van 'n verbond. En 'n huwelik, ek het gistermiddag huweliksberading gedoen, en 'n huwelik is 'n verbond, is 'n commitment. Anders werk hierdie nie. Totally committed. So, nou is jy in hierdie verhouding met God. Jy sien dit dalk nog nie so nie, maar hy is getroud met jou en jy is met hom getroud, want jy is die bruid. En dis awesome, nee? Dis hoekom hy met die bruid praat, dan hy sê egbrekers en egbreeksters weet nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie dan 'n vriend van die wêreld wees, word 'n vyand van God. Jy kan nie in twee kampe wees nie. God sê, jy kan nie met my getroud wees en met die wêreld getroud wees nie. Die wêreld gaan verby. En dan die mooiste een, vers 5, wat sê, of meen julle dan dat die skrif te vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. Die gees is jaloers oor jou. Dis hoekom ek sê altyd as ek in my persoonlike gebed met Here, Here vergewe my waar ek dalk U gees seer gemaak het. Deur my optrede of wat ook al. So met jaloersheid begeer die gees wat in jou woon. Want hy sien jy pleeg egbreek. Jy sien, Christendom is nie 'n fly-by-night ding nie. Dis total commitment. En hierdie ouens wat hierdie geskryf het, ek het julle gesê ook, Jakobus was totally committed, hy het met sy lewe betaal. Dis ernstige goed hier. En dis tyd, soos wat ons ingaan nou in die laaste dae in van die kerk, is dit tyd dat die kerk ernstig raak. Want die wêreld dink ons is 'n joke. Hulle dink ons is 'n joke. Kerk beklei onder mekaar, ouens beklei groot doop, klein doop, maar ons maak nie disippels van die nasies nie. Ons is besig met goedjies. Ons is besig met kerk speel. Speel kerk.
ringerosies en ons maak mekaar elke Sondag op die swaai. Die pastoor of die dominee moet jy net elke Sondag maak, dat jy weer reg is vir die week. Nee. Almal moet lock shields. En ons moet ophou om mekaar uit te haal op sosiale media. Sê mos, laasweek ek daai aanhaling gebruik wat 'n Jood gesê het, wat hy gesê het. Dis vir hom baie interessant dat die Christene, when they form firing squads, they form it in circles. So ons skiet mekaar raak. Ons haal mekaar uit. Hierdie week ook met die bid in die dorp, het die Here op my hart gelê Dinsdag aand, dat ons in unity moet bid, want anders, luister gou vir my, luister gou hoe ek sê vandag vir julle, as die Christene nie gaan saam staan in hierdie dorp, en al die dorpe, en in hierdie land nie, gaan hierdie 'n moslim dorp word. Luister vir my, hulle het geld, hulle het die vermoë, dit gaan 'n moslim dorp word. En dan gaan jou geloof onwettig raak hierso. En dis wat gebeur in die wêreld. Europa is klaar oorgeneem deur die moslims. Amerika probeer nou staan en fight teen die moslims. Ons het nou die geleentheid om baie mense na die Here toe te lei, selfs die moslims. Maar is 'n baie gewelddadige, aggressiewe geloof. En dis hoekom hy sê dan, in hy 7 jaar verdrukking, die Christene wat dan gaan oorbly, as jy nog 'n Christen wil wees, daai tyd gaan jou kop waai, en daar's net een geloof wat koppe afkap, en dis die moslims, onthou dit. En jy Eddie kry baie drome oor moslim aggressiwiteit wat opstaan. Sy is een van die vrouens wat saam met ons bid vir die dorp, en vir die gemeente. Ons moet weet, dit gaan gebeur, en ons moet ophou om mekaar in die rug te steek, en ons moet vorentoe gaan. En vir die Here vra, Here gee ons krag, gee vir ons wysheid, gee vir ons insig om te kan disipel. En dis hoekom ons hier sit, om die woord te leer ken. En ons begin by ons eie huis. Alright. Dylan, hierdie skreen werk nie, hierso nie, moet hy werk. Dankie. Sorry. Ek het hom daar, maar ek wil net sien as ek geforward het. Maar ek gaan hier kyk. Want ek gaan met 'n vergrootglas met my, ek moet net leer om my PowerPoints groter te maak vir myself daar agter. Maar ons gaan net eendag reg kry, julle. Ons gaan net eendag reg kry. Kyk, ek het nou 'n klomp goed hierso, hoor. Bid maar vir my. So ons gaan vandag doen Jakobus 4:13 tot 17, dan gaan ons oor na Jakobus 5:1 tot 6 toe, dan is nog daarna 2 oor. Maar volgende week is daar vir julle verrassing. 'n Ander dame gaan vir julle kom woord gee, nou wil nie my ou boring stem te hoor nie. Dan eers die 2 weke daarna is ek weer hierso. Alright. Dan gaan julle nou volgende week. Weet hulle al wie kom volgende week? Mag ek dit sê? Is dit nie so groot geheim? Ek tog is 'n verrassing. Nou Ina gaan kom praat. Dis mos Ina, né? Ina gaan kom praat. Ons weet nog nie waaroor nie, maar dit gaan goed wees. Ek weet sommer. Julle gaan daar geniet. Alright, daar's hy. Daar's ons prentjie op. Daar's hy. En jy weet, daar is 'n getroue foto wat ek weet van Jakobus wat hulle in 'n tronksel gekry het. Spot sommer, is op die internet, hoor. Okay. Goed, daar gaan ons vorentoe. Nou, hoe beplan jy vooruit, noem ek hierdie? Jakobus praat nou. Hy het nou net gesê, ons moet nie in die wêreld wees nie, ons is getroud met Jesus, onthou nou? Alright, nou gaan ons bietjie praat oor hoe beplan jy vooruit, en ons gaan oor ryk mense en besigheid praat. Niks fout om ryk te wees nie, as jy gebless is met finansies, maar as jy ryk is, en jy het baie finansies, het hy sekere uitdagings, né? Alright, ryk mense het ook uitdagings, veral as jy die Here wil dien. Okay, hoe beplan jy vooruit? Jakobus 4:13 tot 15. Kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Want hoe danig is julle lewe? Dis tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Damp, mis. Party vertaling sê mis. In plaas dat julle sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Alright, skryf bietjie. So 'n bietjie oor God se wysheid praat. Farao was gepla deur drome en deur wysheid van God kon planne gemaak word vir die toekoms. Alles oor die toekoms. Farao het 'n droom of 2 gehad en al wie dit vir hom toe kon interpreteer is toe nou Josef wat in die tronk was en hy sê, hoor hierso, hier kom groot moeilikheid. Ons gaan honger word, hoor. En Farao sê, wat gaan ons doen? En God gee vir Josef wysheid, hoe om te beplan en hoe om dit te doen. Alright, so deur wysheid van God kan ons die toekoms beplan.
Psalm 33 vers 11 sê, die raad van die Here bestaan vir ewig. Die gedagtes van sy hart is van geslag tot geslag. Die raad van die Here. Onthou nou, met jaloersheid begeer die gees wat in jou woon. So jy vra die gees wat in jou woon, 7 geeste, die gees van die Here is in jou, die gees van wysheid, verstand, raad en sterkte, kennis en vrees van die Here. Here, ek het raad nodig. Moet ek in hierdie besigheidstransaksie ingaan? Here, moet ek hierdie winkel oopmaak in die dorp? Want het lyk nie of hier so besigheid goed gaan doen in die dorp nie. Jy moet die Here se raad vra. Here, ek sukkel nog om die stem te hoor, maar ek kan lees. Praat met my deur die woord van God, veiligste. Veiligste. Alright. Jeremia 29 vers 11 sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Saam met die Here, hallo, Rita, hoe gaan dit? Saam met die Here gee vir ons 'n hoopvolle toekoms. Luister nie. Jy sal nou dink, dit kontradikt wat nou vandag 2 uur hier by die gemeente gaan gebeur. Luister gou. As jy die Here sin is, leef jy vir ewig. Of jy nou doodgaan of lewe, daar is vir jou 'n hoopvolle toekoms. Ouens wat nie die Here ken, het nie 'n hoopvolle toekoms nie. Hulle is vir ewig verdoem. Maar al gaan jy dood, is dit vir jou 'n hoopvolle toekoms. Jy gaan na God toe. Ons dink te fisies. Die Here, nee, ek kan dink, die Here sê, Here, moet ek hierdie besigheid oopmaak? Meantime weet die Here nou al, jy gaan volgende jaar dood, maar hy sê dit nie vir jou nie. Ja, maak die winkel oop. Jy gaan, either way, dit gaan met jou goed gaan, as jy die Here ken. Ons moet 'n ewigheidsmentaliteit kry. Hierdie is so tydelik, hierdie is so tydelik soos gister, jy hoor. Gister is verby, kom nooit weer terugkry. Dit is tydelik, alles hierdie, tydelik. Maar hy het vir jou 'n hoopvolle toekoms, want jy ken die Here, jy gaan saam met hom wees. Alright, good. Ons maak planne, maar hou altyd in gedagte, dat net God die toekoms weet. Net God weet die toekoms, julle. Good. Ons moet meer soos die moslems praat. Een ding wat hulle goed doen, hulle het 'n sê ding, hoor daar, inshallah. As hulle mekaar groet, hoe gaan dit met jou? Inshallah. Sien ek jou môre? Inshallah. God willing, if God wills. Ons Christene sê dit te min, hoor. Ons hoef nou nie te sê inshallah nie. Hoor jy so sien as jy Sondag by die kerk, as die Here se wil is ek daar, Boeta, ek's daar. Maar hy doen ons kerkbeplanning en hulle boek jou vooruit, jy preek al volgende jaar, Junie maand by die Mighty Men, jy weet nie eens of jy hier is volgende jaar Junie nie. As die Here wil, sal ek volgende jaar Junie by die Mighty Men gaan praat, of wat ook al. As die Here wil. Dis waarom hy sê, en hy praat hier spesifiek met Jode, wat Christene geword het, en die Joodse manier van besigheid doen daai tyd is, hulle het nie net in Jerusalem gebly en gaan besigheid doen, hulle het uitgegaan noorde toe, Asië toe, hulle is baie goed met besigheid, né? En groot besigheid, so hoor jy so nee, ons beplanning is, om klein Asië toe te gaan, ons gaan sommer daar in Efese shop oopmaak, en dan gaan ons vir 'n jaar of 2 daar werk, want ek hoor, die handeldryf daar is ontsettend goed, die purper, die alles, dit gaan dit lekker wees. En dan van daar af gaan ons sommer Thyatira toe, en dan gaan ons dalk 'n winkel oopmaak, dan gaan ons begin netwerk. En hy sê, wow. Julle wat sê, julle gaan dit, en onthou net, pas op, jy weet nie as of jy môre hier is nie. En daar is nou maar net 'n prentjie, ek het 'n gesig gesoek van 'n Arabier wat lag, maar dis maar skaars, hoor, op die internet, so ek het daai ou kwaai oom op daar, en daar sê, ons kyk wat sê Paulus, ons gaan jy Spreuke toe, Spreuke 27 vers 1, beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie. Spreuke 19:21, baie planne is in 'n man se hart, maar die raad van die Here, dit sal bestaan. Ons het baie plannetjies. Paulus sê in Handelinge 18:21, en ons kan dit by hom ook leer, hy het nou nie gesê inshallah nie, ek wonder wat is die Hebreëus vir God willing, ek sal 'n bietjie uitvind. Maar hy het van hulle afskeid geneem en gesê, Paulus nou, ek moet sekerlik die komende fees in Jerusalem vier, hy moet nou na Jerusalem toe gaan, maar ek sal weer na julle terugkom as God wil. As God wil. En hy het van Efese afgevaar
en dit was toe nie God se wil dat hy weer Efese toe is, en hy is toe Jerusalem toe, en daar was hy gevang, en vandaar was hy Rome toe. Party ouens reken, die eerste keer toe hy toegesluit was, ons het dit laas jaar met die Handelinge reeks gedoen, is hy weer losgelaat, en hy kon dalk weer by Efese uitgekom het, hy kon dalk weer. Baie ouens reken, hy is toe nie meer Spanje se kant toe, en selfs is daar teoloog wat reken, hy is tot op na Britannië toe, Engeland se kant toe. Maar ons weet nie, dit is nooit neergeskryf nie. Ons kan maar net spekuleer daaroor. So kom ons hoop, dit was God se wil dat hy weer 'n draai in Efese kon maak. Want hy het toe hom gegroet, hulle het by die hawe gestaan en gehuil, en gesê, ons gaan vir jou mis. Maar dis hoe 'n ou gemis moet word. Party leraars by kerk, hulle help hom pak, dat hy net nooit weer terugkom nie. Hier mag ons nooit so wees nie. 1 Korintiërs 4:19 sê Paulus weer, tog sal ek gou na julle kom, as die Here wil. As die Here wil. En dan sal ek te wete kom, nie die woorde wat opgeblaas is, maar hulle krag. So as die Here wil. En natuurlik kan ons teruggaan na die evangelies toe, en ons kan na Lukas en kyk, die gelykenis van die ryk dwaas. Onthou julle hom? Alright, ek gaan weer vir julle lees. Het is lekker om Bybel te lees, dat ons net weer herinner kan word, daar is so gelykenis ook. Lukas 12:13. En een van die skare sê vir hom, vir Jesus nou, Meester, sê vir my broer, dat hy die erfenis met my moet deel. My antwoord hom, mens, weet my as regter of deler oor julle aangestel, en hy sê vir hulle, pas op, en wees op julle hoede vir hebsig, want niemand se lewe bestaan, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis, 'n ryk man se grond het goed gedra, so hy het goeie oeste gekry. Net voor, vers 17. En hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. En ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in die Engelse Bybel, you fool. Nee, Jesus draai nie doekies om as hy stories vertel nie. Weet jy wat, ek kom agter, nee, partykeer wil Christen, nee, ons moet meer Christelik wees as Jesus. Imagine ek sê nou in die kerk, en hier sit iemand die vrou, ek sê, jou dwaas. Dit is 'n bietjie rof, nee, maar Jesus het so gepraat. Hy het vir Petrus gesê, kom weg agter my Satan. Sien maar iemand kom na my toe met 'n ander gees, en ek kom agter, toe. Dan sê ek vir die persoon so in hulle oor, dan die Frans sê, kyk maar net na jou kant toe. Gaan weg voor my Satan. Hoe kan jy so met my praat? Dit kan nie deug nie. Alright. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis, en wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit dan nou wees? Wat gaan word van al jou goed? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader, en nie ryk is in God nie. Nee? Dis vir my 'n mooi gelykenis daaroor gegaan, wat sê Paulus in Kolossense 1, vers 9 tot 14. Daarom hou ons, hierdie gaan oor roem. Ek moet gou weer terug gaan hierso. By hierdie gedeeltetjie. Ekskuus julle, ek snap julle. Kom ons praat sê Paulus. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af wat ons het gehoor het, om vir julle te bid en te vra, dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil, in alle wysheid en geestelike insig. Ek wil eintlik hierbo aangeskryf het gebed. Ek wil, julle moet rarig, nee, vat hierdie paar skriffies, nee, en maak dit jou gebed, maak dit 'n gebed vir jouself, so dat julle waardiglik voor die Here mag wandel, en hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. So wat jy doen is, jy sê, van die dag af wat ons gehoor het, om vir julle te bid en te vra, dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil. Here, vervul my met die kennis van u wil. Dis jy vir jouself, volgens Kolossense 1 vers 9. Here, so dat ek waardiglik voor u mag wandel. Jy maak het vir jouself.
om U in alles te behaag. Elke goeie werk, dat ek mag vrug dra, Here, en dat ek alle kennis van U mag hê. Bid dit. Paulus bid dit hier vir hulle, vir die Kolossense. En met alle krag bekragtig word volgens die mag van U heerlikheid, tot alle geduld, lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. Here, mag ek altyd, daai liedjie van Casting Crowns, while I'm waiting, I will serve you. Here, ek kry nog nie antwoorde nie, maar in die sweet by and by, in die meantime, nee, loof ek U naam. Ek sien dit nog nie, maar ek loof U naam. En die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Here, dankie vir my erfporsie. Ek het nou niks by my pa geërf nie, maar ek het by U erf ek. Ek is nie in die hemel as ek aankom bankrot nie, ek skatryk. Skatryk. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis. Here, dankie dat U my verlos het uit die mag van die duisternis. Dankie, Here. En oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sondes. Here, dankie vir U bloed. Jy kan elke dag vir Here sê dankie vir sy bloed. Sy bloed werk tot jy die dag dood is, werk dit vir jou. Dit beskerm jou, dit was jou, dit reinig jou. Hy maak jou witter as sneeu deur rooi bloed. Kan jy dit voorstel? Is dit nie mooi nie? Onthou julle ou liedjie? Nou gaan ek nou nie sing nie, ons is live hier so. As ons nie live was, het ek dit vir julle gesing. Ek beloof vir julle. Efesiërs 5 vers 15. Getroue fotootjie wat ons in 'n tronk gekry het van Paulus. Alright. Daai ons het daai geteken, ons oë so groot. Okay. Efesiërs 5:15. Pas dan op dat julle nougeset wandel. Nie as onwyse nie, maar as wyse. Koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Wat is die wil vir die Here? Ons praat hier oor die toekoms, né? Wat is die wil van die Here? Hoor gou. Romeine 12 vers 1 en 2 sê, jy moet 'n lewende offer word. Dis jou redelike godsdiens. Want dan sal jy verstaan wat die wil van die Here van jou lewe is. As jy nie 'n lewende offer is nie, gaan jy nie verstaan wat die wil van die Here is nie. Want jy is nie geoffer aan hom nie, jy is nie gekommit aan hom nie. Ek wys na my ring, hoor, ek wys nie my face nie. Commitment, soos ek aan Elsie commit is, soos ek aan die Here gecommit. Want die dag toe ek weergebore geword het, het ek gesterf aan myself. Ek leef nie meer nie, maar hy leef nou deur my. Ek het my liggaam gegee as 'n lewende offer om vir hom gaan disciples te maak. Wherever. Dis my mission. Raai wat is julle se maak? Ja, maar ek kan nou nie soos jy permanent, ja, jy is nie soos ek permanent in die bediening nie. Maar jy is daar waar jy werk, daar waar jy hare sny, daar waar jy hare was, daar waar jy wat ook al doen, daar waar jy by mekaar kom, wees vir die Here, kan ek dit sê, sy donkie. Nee, hoe lekker is dit nie? Goed, ongehoorsaam aan die Vader, Jakobus 4 vers 16. Hy sê, ons moet nie te ver vooruit beplan nie, God willing, inshallah, nee, ons gaan nou die Hebreëse enetjie kry daar, as het God wil, kom ons gebruik maar net som Afrikaans, of nie so wees nie as die Hebreëus te gebruik, maar wie gaan jou in elk geval verstaan? Het gaan oulik klink, maar dis ook nou maar so. Jakobus 4 vers 16. Maar nou roem julle in julle groot pratery. Jesus, ons gaan hierdie besigheid oopmaak, en weet as daai tweede Tacky Town loop, dan doen ek nog 'n Tacky Town, of wat ook al. Nee? Maar nou roem julle in julle groot pratery, al sulke roem is verkeerd. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Ek wil net sê ookie, so dat al die moet nie gesien word as net jouself oorgee aan die lot nie. Alright. Die Here bepaal in elk geval nou maar my wil. Nee, hy het vir ons opdragte gegee wat ons moet uitvoer. Alright. Maak planne. Doen beplanning. Ons het laas jaar November die leiers van hierdie gemeente jaarbeplanning vir die jaar gedoen. En God sal dit adapt soos wat ons voortgaan. Maar ons moet beplanning doen. Ons gaan nie net toe in die kwartaal instap nie. Ons het 'n plan vir die kwartaal.
Alright. O, God, ek het vergeet, ek moes my paspoort reg gekry het, ek vlieg oor 'n paar weke Turkye toe. Niks beplanning gedoen nie. So ons moet beplan in ons lewens, né? Ag, ek los dit maar God se wil oor. Weet nie of ou Japie volgende jaar gaan plek kry by Gimmies nie, ons hoop maar hy kry. Nee, jy moet beplan, jy moet die skool bel en hoor of daar plek is in die koshuis en jy moet kyk of ou Japie kan ingaan daarso. So ons moet beplan, alright? Good. Maar doen al jou planne en vra God. Here, moet my seun Gimmies toe gaan? Of is Voggies 'n beter skool? Of dalk Volkies, ek weet nie. God sal vir jou wys. Né? Good. Jakobus 4 vers, maar nou roem julle julle groot prater, als ek roem is verkeerd. Wie dan weet om goed doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Soos ek gesê het, al die moet nie gesien word, as net jouself oorgee aan die lot nie, goeie beplanning en verantwoordelikheid loop hand aan hand met al ons besluite in alle areas van die lewe. Alright. Jy beplan. Alright. Goed. Somtyds, net somtyds, sal God laat jy iets doen wat bo jou vuurmaakplek is. Wat al jou beplanning gaan nie sin maak nie. Here, maar hoe gaan ons dit bekostig? Ek moes al hoeveel jare Zimbabwe toe gaan, dan weet ek nie eens hoe ons gaan voertuie kry om te gaan nie. As ek weer sien, as ek in Zimbabwe en as voertuie. Partykeer sal God vir jou sê, ek sê vir die Here hierdie jaar met my Zimbabwe beplanning, Here, is dit nie maar my seisoene nou maar nie maar verby nie, ons het soveel goed by die kerk om doen, ons het soveel ander warrior bride uitreike, moet ek nie daar nie gaan? Waar gaan ek dit indruk, Here? Kyk bietjie na jou almanak. Dan kyk ek maar weer bietjie. Vir ons maar weer bietjie iets uit en ons sit ietsie by en daar gat ons nou. Alright. Die Here kan 'n ou stretch ook hoor. Kan ek dit vir jou vertel? Spreuke 22 vers 3. A prudent person, ek het vanoggend 'n pruim geëet. Wanneer pruim die dadels. A prudent person with insight foresees danger coming and prepares himself for it. But the senseless rush blindly forward and suffer the consequences. Die Passion Translation sê dit is my die beste. Spreuke 27 vers 12. A wise, shrewd person discerns the danger ahead and prepares himself, but a naive simpleton never looks ahead and suffers the consequences. So ons kan planne maak, ons moet planne maak. Ons beplan. Alright. Lukas 14:28 wil ek vir julle lees. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken, of hy die middele het om dit uit te voer nie. In konteks gaan hierdie oor, jy het nou jou lewe vir die Here gegee. Dit gaan 'n koste wees, né? Want God gaan van jou goed vra, wat jy moet doen. Is die ding van, as jy submit aan Jesus, gaan dit. As jy submit aan Jesus, né? Ek luister vanoggend iemand wat sê, baie mense glo net in God, hulle wil nie so persoonlik raak, dat dit so naby kom soos Jesus nie. Hulle glo God in die heel, hy is daar ver. Dis sy God. En dan het jy die probleem om 'n God in jou eie image te create. Maar Jesus, hy is up close and personal. So kom baie mense nie Jesus glo nie, hulle sien hom net as 'n profeet. Maar as jy besef wat Jesus God is hy jou God, en hy is by jou. En hy vra met sy hand wat die spykermerke in het, vra hy, sal jy saam met my kom, sal jy sterf saam met my? Hy vra nogal baie, né? Maar hy het eers te betaal. Ons moet God se wil en aangesig soek in alles wat ons aanpak in die lewe. 2 Petrus 2 vers 21, want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het nie. As dat hulle nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. Ek het hierdie ingesit hierso. Ek en jy weet nou wat ons moet doen. Ons weet, ons moet God se aangesig in alles soek. Baie mense wat Jesus nie ken, nie weet dit nie. Hulle gaan maar net aan in die lewe. Doen besigheid, eet, gaan aan asof hulle vir altyd hier gaan wees. Maar ek het hierdie week al so baie gepreek, ek weet nie asof dit in hierdie preek is nie, ons gaan praat van die aardbewoners. 'n aardbewoner wat Openbaring oor praat, nee, daai mense, as if they're gonna stay here forever. Baie mense lewe so, asof hy vir ewig gaan wees. Maar die Bybel sê net, dis maar soos 'n damp, soos mis, jou lewe is soos mis.
Jy het planne, en dan ewe skielik, gone. Hoekom sondig mense dan en is aspres ongehoorsaam aan God, nadat die waarheid leer ken het? Dis hartseer, né? Want onthou nou, Jakobus praat hier met Christene, hy praat hier met die bruid, en hier is mense wat hulle self verklaar as Christene, wat hy nou met hart moet praat. Nee? Hy praat nie met ouens in die wêreld nie, dit help nie met ou in die wêreld hierdie goed te praat nie. Hy gaan vir sê, wie is hierdie God wat jy in glo, wat my wil kom sê wat ek moet doen? So met ander woorde, as jy 'n weergebore Christen is, en jy is 'n besigheidsman of besigheidsvrou, moet jy jou in jou besigheid onder God submit. Here, wat is dan die doel nou nog, dat ek besigheid doen, of moet ek alles verkoop, en in Djibouti gaan bedien? Sê die Here vir jou, nee, ek wil jou in jou besigheid gebruik. En dan weet jy moet besigheid vir dit doen. Here, as u dan nou my in my besigheid wil gebruik, wys my hoe om dit te doen. En dis wat ons gedoen het met ons besigheid daai tyd. 2009 het ons hele besigheid vir die Here gegee. Toe sê die Here, okay, nou het julle hele besigheid vir my gegee, nou gaan ons 'n paar goedjies moet regmaak, nê, veral met die ontvanger. En toe moes ons dit regmaak, het ons baie geld gekos. Here, is daar nie 'n ander manier? Nee, dis die manier. En ons moes leer om te submit aan God se wil. Ons moes leer. En ons het baie goed verkeerd gedoen. Maar God het nog elke keer vir ons deurgekom. Al het ons goed verkeerd gedoen, het God vir ons gehelp om dit reg te maak. Want ons is nie baie bereid nie. Nee, ons dink ons hoor dalk God se stem. Maar dan hoor jy dalk jou eie stem en dit klink lekker. Nee? Maar ja. Grootpratery, onthou, hy praat ons nou van grootpraat. Ons moenie groot praat nie, dis nie goed nie. Daar's goeie grootpraat en daar's slegte grootpraat. Okay. Daar's 'n verkeerde grootpratery en daar's 'n regte manier om groot te praat. 1 Corinthians 4:7. For what makes a distinction between you and someone else, and what do you have that grace has not given you? Alles wat jy het God vir jou gegee. Vanoggend die feit dat jy opgestaan het en asemhaal. Die feit dat jy vir jou seun of dogter toebroodjies kom pak, is 'n groot voorreg. Is 'n groot voorreg. Ek weet nie of ek hierdie week gepraat nie. Ek onthou toe John klein was. Nou in die aand dan raak hy bang. Ek vir hom sê, hoor, so ek sit jou lampie in die kamer aan, dis net langs ons kamer, maar jy gaan daar slaap, nee, jy gaan nie by ons kom slaap in die kamer nie. Is met John van 'n week gepraat. Hoor jy, daai volgende oggend word hy wakker, want hy sê kombers gevat, dan lê hy by die voetenend van ons bed en slaap. As ek daai tyd kon oor hê, sal ek kom dat hy by my in die bed kom slaap. Maar nee, ons moet hulle leer, nee, goeie ouerskap. Maar dis nou verby daai tyd, nee. Hy gaan nou nooit weer by my voetenend slaap en hy gaan nooit weer saam met ons in die bed wil klim nie. Want hy is nie meer hy seentjie nie. Daai tyd is verby. So geniet die oomblikke. Dis dalk nie goeie ouerskap wat ek gee hierso nie, maar laat hulle in die bed klim en saam met julle slaap. En natuurlik slaap hulle soos 'n klok, né? En dan lê naderhand op die kant, maar ja. Maar dis 'n voorreg. Dis 'n voorreg want dit gaan verby, né? Alright. And if you received it as a gift, hierdie grace, why do you boast as though there is something special about you? Dis hoekom ek baie keer sê, baie vir my gesê, hoe kan jy self van jouself so afpraat en sê jy's 'n donkie? Here, ek moet nou nooit van myself groot praat nie. Die feit dat ek enigiets vir julle kan sê uit die Bybel uit, is net God se genade. Is net God se genade. Is net God se genade wat ons vandag deur die begrafnis gaan trek. Net God se genade. Om vir jou enigstens wysheid te gee om enige iemand te kan vertroos, want hy is die trooster, nie jy nie. En hoe vinniger ons as kerk dit besef, hoe beter is dit vir ons. Spreuke 11:2, ook in die Passion. When you act with presumption, convinced that you're right, don't be surprised if you fall flat on your face. But walking in humility helps you to make wise decisions. Dis mos daai ding wat hy sê, pas op om die voorste plekke te vat. Hoor die idee, skus, sorry man, ek weet jy het nou hier, maar sorry, is eintlik oopgemaak hier vir die apostels. Wat is nou net 'n simpel voorbeeld, maar as ons nog gassprekers het of wat ook al.
Nee? Jy kom hier voor, la, sit hier voor, of jy kom by ander kerk, hoor hierdie is eintlik vir die gasspreker en sy vrou wat hier sit. So, nou voel jy nie lekker nie, want nou is jy, gaan sit vir ons daar agter. Nee? Ja. Spreuke 16:18, ook in die Passion. Your boast becomes a prophecy of your future failure. Ek ook, ek het soos om Angus sê, soos op Petrus foot and mouth disease, ek praat ook te vinnig. Nee, ons gaan daai kerk koop, ons gaan die, hey, pas op, nee, ons moet pas op, ons moet minder praat, ek ook, ek preek vir myself hierso. The higher you lift up yourself in pride, the harder you'll fall in disgrace. So, daar's 'n goeie manier van sleg, ek groot praat, en hier is 'n goeie manier, hoor wat sê ou Paulus hierso, is 'n lang gedeelte, en die ISV sê hom vir my die beste, ek het hom gister in al die vertalings gelees, en hierdie sê vir my die mooiste. For we would not dare to put ourselves in the same class with, en nou is die apostel Paulus, or compare ourselves to those who recommend themselves. Whenever they measure themselves by their own standards, or compare themselves among themselves, they show how foolish they are. Gaan lees hy skrif hier oor en oor. Dit gaan ook daaroor dat ek en jy met mekaar nie vergelyk met mekaar nie. God het jou uniek gemaak. Is dit nie mooi nie? Don't compare yourselves among yourselves. Dis foolish. Dis foolish. Hoekom kan ek nie preek soos daai en hoekom kan ek nie dit doen nie? Wat het God vir jou gesê om te doen? Alright. We will not boast what cannot be evaluated. Instead, want God evalueer. Gaan lees net die 7 kerke, kyk hoe evalueer hy 'n mens. Instead, we will stay within the field that God has assigned us, so as to reach even you. Bly in jou baan. Moenie aan nou se baan ingaan nie. Bly jy in jou baan. For it's not as though we were overstepping our limits when we came to you. We were the first to reach you with the gospel of the Messiah. We are not boasting about work done by others that cannot be evaluated. On the contrary, we cherish the hope that your faith may continue to grow and enlarge our sphere of action among you until it overflows. Then we can preach the gospel in the regions far beyond you without boasting about things already accomplished by someone else. The person who boasts should boast in the Lord. Yes, die Here is goed vir ons. Ek kan met alle trots sê, alles wat hier bereik is, het die Here bereik. Daarin mag ons groot praat. Ons kan groot praat van hom. Is dit nie mooi nie? Dis wat hy sê vir ons is om te doen. Moenie, woe, yes, hierdie apostoliese mantel wat die Here my gee, ek het 8 kerke geplant. Hey, kom oor jouself. Dis God wat jou gebruik het, donkie. Ja. It's not a person who commends himself who is approved, but a person whom the Lord commends. Ek sit een keer by 'n funksie, en iemand sê vir my, weet jy Lans, wie het jy gesit? Ek sê, ek weet nie wie hy is nie, maar die Here is nie happy nie. Want ek kon sommer heeltyd voel, iets in my gees bots met hierdie persoon. En toe later, ja, is hy toe nou baie groot besigheidsman, baie geld, en hy het allemaal ook gesê, het baie geld, en hy het nou dag sy vrou ook gelos vir 'n ander vrou, en al die type goed, so, die Here was daai tyd al nie impressed nie. Nee? Baie een keer het ek op Facebook iets gesê, ek kon nou weer nie my mond hou nie, maar ek beklei nie meer op Facebook nie, maar ek het net iets gesê, toe daar 'n ou ingekom daar, 'n professor, of 'n ding, en vir my uit die water uit probeer skiet met my teologie. Toe sê iemand vir my op WhatsApp, het jy gesien, ek weet nie wat sy kinders nou is aan my, dat professor Tokkie Smit het jou aangevat oor daai. Sê ek nie, maar ek ken haar glad nie. Ek het dit by John Wayne geleer. Hulle vra vir John Wayne voor sy dood, het jy gehoor van hierdie nuwe akteur Chuck Norris? Het jy gehoor van hom? Hy sê, ek ken haar glad nie. Ou cowboys ken nie hierdie nuwe ouens nie. Huh? Kyk hierdie 2 mooi gediggies. Een is Invictus. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods
may be for my unquenchable soul. In the fell clutch of circumstance, I've not winced nor cried aloud. Under the bludgeoning of circumstance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall not find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged the punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Wow, pragtige gedig deur William Ernest Henley. Ek weet nie waar is hy vandag nie. Maar in elk geval maar hoor hierdie een van Dorothea Day, aangezien dit nou 'n vroue groepie is. Die vrou het hom reg gehelp. My captain. Out of the light that dazzles me, bright as the sun from pole to pole, I thank the God I know to be, for Christ the conqueror of my soul. Since he's the sway of circumstance, I would not wince nor cry aloud. Under that rule which men shall chance, my head with joy is humbly bowed. Beyond this place of sin and tears, that life with him, and he is the aid. Despite the menace of the years, keeps and shall keep me unafraid. I have no fear, though straight the gate. He cleared from punishment the scroll. Christ is the master of my fate. Christ is the captain of my soul. Dis mooi, né? Kyk die, gister sê Gibeon vir my, leer nou antonieme. Ek sê vir hom, nee, maar sorry, ek nou beklei oor hierdie, ek hou nou net van as 'n ding so is, ek weet jou ma hou nou van as dit so is. So, papa, mama is eintlik die antoniem van papa. Ek sê, ja, kyk, en ons is nog steeds saam. Die antoniem. Nou, hierdie twee dis antoniem. Dis teenoor mekaar. Of jy is die master, I'm the master of my fate. Maak nie saak hoe bloedig die lewe my hanteer nie. I am. Saam met Frank Sinatra, I did it my way. Of, Christ is the master of my fate. Christ is the captain of my soul. Is dit nie mooi nie? Alright, hier gaan ons oor uiteindelik na Jakobus 5 toe. Die laaste hoofstuk in Jakobus. En ons gaan hom in 3 deeltjies opdeel. Hier is die eerste deeltjie. Die rykes, soos ek gesê het, om ryk te wees is nie sonde nie. Luister, is nie sonde nie. Ok, maar dit het sy uitsonderlike uitdagings. Alright, veral as jy klomp mense het wat vir jou werk, al daai tipe goed. En as jy weergebore raak, moet daai mense vir jou baie belangrik wees, wat vir jou werk. Alright, jy moet nog steeds ferm wees, al daai tipe goed, maar jy moet kyk na jou mense. En hieroor kan ons nou heel oggend praat, maar ek gaan my bes probeer om nie hele oggend besig te hou nie. Jakobus 5 vers 1, kom nou julle rykes, ween en huil oor die ellendes wat oor julle kom. Baie van die Bybelfigure was ryk. Hier praat God en deur Jakobus met 'n spesifieke klas van mens. En ons gaan lees van hulle in Openbaring ook, wat die wêreld probeer beheer. Ok, en mense. Baie van die Bybelfigure was ryk. Die woord is nie teen rykdom nie. Abraham was ryk en het saam met God geloop. So ook Job, David, Josef van Arimatea en Lydia, die purperverkoper, was almal baie wel af. Maar die gaan oor die manier wat jy rykdom bekom en dan hoe jy dit bestee. Alright, good. Jakobus 5 vers 2. Julle rykdom is bedorwe en julle klere is deur die motte verniel. Dis hartseer, nee? Jy kan hoeveel nice klere hê, die dag as jy ouer huis toe gaan, jy dementia of Alzheimer, of jy's dood, word jou kleertjies opgevou, weggegee vir 'n deurgangshuis, of dit lê iewers en die motte eet dit op. Sad, nee? Sad. Jakobus 5 vers 3, julle goud en silwer verroes. Het jy geweet goud kan nie roes nie? Nou, hoekom sê dit roes? Dit beteken niks. Dis wat hy sê. En hulle roes sal tot 'n getuienis teen julle wees, en sal soos 'n vuur julle vlees verteer. Julle het skatte vergader in die laaste dae. In die laaste dae. Dis nou 2000 jaar terug. Imagine waar is ons nou? Ons is in die laaste minute van die laaste uur. Luister vir my. Ons is in die laaste minute van die laaste uur. Kyk, die loon van die arbeiders wat julle land afgeoes het, wat deur julle agtergehou is, agtergehou, ek het hulle nie betaal nie. Maar hulle moet nog steeds werk,
maar ek het hulle nie betaal nie. Roep uit, en die geroep van die maaiers het gekom, tot in die ore van die Here van die leerskare. Julle het op die aarde 'n weelderige en losbandige lewe gelei. Julle het jul harte vet gevoer, soos op die slagdag. Veroordeel, vermoor het julle die regverdige. Hy versit hom teen julle nie. So die regverdiges het gewerk, en daar is die klassieke verhaal mos nou, ek het dit nou nie hier ingesit nie, as gevolg van tyd van Lazarus en die ryk man. Alright. Hy wou net van die krummels, as jy na die Hebreëus toe gaan, of na die Grieks toe gaan daar, wat gebeur het met die ryk mense daai tyd, het jy geweet, hulle het nie servette gehad nie, hulle het hulle hande met brood afgevee, ja, met brood, en dan daai brokstukke weggegooi, en Lazarus gesê het, ek maar net bietjie van daai kon eet, nee, as jy bietjie na daai, jy kan self daarna na dit gaan kyk, wat dit sê, hoe hulle systeem gewerk het daai tyd, dat jy net bietjie agtergrond kan kry, hoe Jakobus dan nou sê, moenie iemand se loon weghou van hom af nie. As hy gewerk het, gee hom sy loon. Van die Matteus 20. Want die koninkryk van die hemel is soos 'n huisheer wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur, en nadat hy die arbeiders ooreengekom het vir 'n penning op 'n dag, stuur hy hulle in sy wingerd. En omtrent die 3de uur gaan hy uit en sien ander ledig op die mark staan, en hy sê vir hulle, gaan julle ook in die wingerd, en wat reg is, sal ek aan julle gee, en hulle het gegaan. Weer het hy omtrent die 6de en die 9de uur uitgegaan, en het dieselfde gedoen. En omtrent die 11de uur gaan hy uit en vind ander ledig staan en sê vir hulle, wat staan julle hier en hier die hele dag ledig? Hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie. Hy sê vir hulle, gaan julle ook in die wingerd, en wat reg is sal julle ontvang. En toe dit aand geword het, sê die Heer van die wingerd vir sy opsigter, roep die arbeiders en betaal hulle loon, en begin van die laastes tot by die eerste. So die ou wat 11 uur, die 11de uur begin het eerste sy pay gekry. Nee, net andersom is, ek sê nou gedink, die ou wat al sweet van vanoggend 6 uur af, hy kry dalk eerste. En die wat omtrent die 11de uur begin het, het gekom en elkeen 'n penning ontvang. Dieselfde as die ou wat die oggend begin het. Die eerstes kom toe en dink dat hulle meer sal ontvang, en hulle het ook elkeen 'n penning ontvang. En toe dit ontvang, murmureer hulle by die huisheer en sê, hierdie laastes het net 1 uur gewerk, en u het hulle gelyk op behandel met ons wat die las van die dag en hitte gedra het. Maar hy antwoord en sê vir een van hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir 'n penning nie? Jou ja is jou ja, en nee is jou nee. It is what it is. Neem dan wat joue is en gaan heen. Ek wil aan hierdie laaste een gee, net soos aan jou. Of staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie, of is jou oog verkeerd omdat ek goed is? So sal die wat laaste is eerste wees, en die wat eerste is laaste, want baie is geroep, maar in min uitverkope. In die konteks hier so praat die Here van ons, die arbeiders in die oes, die arbeiders in die oes. Maar raai wat, as jy 'n meester is of 'n eienaar van so 'n wingerd, nou daai tyd, het jy bepaal wat is elkeen se pay. Gee hom wat jy met hom bepaal het. Ek het al baie agtergekom, as ek, toe ons die kontrakte op die myn gedoen het, om die ouens te motiveer om die Saterdag te werk, het ek vir hulle gesê, 250 rand vir die dag, maar dan werk ons van die oggend 7 uur tot die middag 2 uur. En dan val die reën, dan kon ons nou nie sny nie, maar ek het met hulle ooreengekom, 250 rand, hulle het geskor daai dag. Nee, hulle het nou net 3 ure gewerk, kyk as jy daai ouens nou wil kwaad maak, en strikes wil hê, nee, gee nie vir hom sy 200, want hy het beplan vir daai 250 rand, al het jy nie beplan vir die reën nie. Alright, kom die werker, gee hom sy loon, en ek kan hier met autoriteit praat, want ek was 'n besigheidsman vir 20 jaar. Jy gee jou mense wat hulle toekom. Ons moes op 'n stadium, het my skoonpa hulle fortnightly betaal. En ons het dit toe nou verander, maar dit was amper met 'n strike. Want toe betaal ons mense net eenmal 'n maand, want ek en my swaars het nie meer kans gesien vir 2 payday maandag 'n maand nie. 'n Payday maandag daag die ouens hier op hê. Manne het kopseer hoor. En ons kon nie in ons skedule bekostig, want 'n maand het maar iets soos 22, 23 werkdae. En as jy op daai skedules gewerk het, en nou het jy 2 dae van die maand wat ouens met babbelas werk te kom. Toe besluit ons net eenmaal, maar daai oorgang was moeilik. Maar ons moes dit doen.
Daai tyd is die mense dag vir dag betaal. Hierdie ouens. Want daai ou, as hy nie vanaand werk, as hy nie vandag werk het, eet hy nie vanaand nie. So as hy nou sy geldjie kry, sy penning, gaan koop hy kos, om vanaand te kan eet. Nee, of, as hy nou nie 'n goeie man is nie, dan gaan hy dan nou, ekskuus ek moet net voort, gaan hy sy kinders honger slaap, want hy het sy kos nou uitgedrink. Nee? Alright. Hoor wat sê die Ou Testament, Deuteronomium 24:14. Jy mag 'n arm en behoeftige dagloner, nou hierdie ouens was dagloners, uit jou broers of uit jou vreemdeling wat in jou land en jou poorte is, nie verdruk nie. Op die dag self moet jy sy loon gee. Want hy het nie geld nie, hy kan nie eet hê. En omdat ons dit nou van fortnightly af verander het na maandeliks toe, moes ons die mense help om hulle geld reg te bestee, waar hy net 'n 2 weke mindset gehad het, het hy nou ewe skielik 'n 4 weke een. En dit klink dalk nou nie vir jou of nie, want ons doen dit nou altyd so, ons westerse mense, maar in daai beplanning was dit dan nou nie so nie, nee? Ons moes help dan nou, en dit het 'n hele rukkie gevat, want die ouens, en dis hoekom die cash loans dan nou ingekom het, want die ouens kom nie uit met hulle geld, en hulle bestuur dit nie reg nie, en dan is die geld al klaar by die 20ste. Alright. Maar daai tyd was dagloners. Alright. Op die dag self moet jy sy loon gee, sodat die son oor hom nie ondergaan nie, want hy is arm en sy siel verlang daarna, dat hy nie teen jou tot die Here roep, en dit sonde in jou word nie. Ryk mense, wat Christene is, gaan voor die Here staan, en jy gaan vir die Here verduidelik, hoe het jy jou mense behandel, wat vir jou gewerk het. Hoor my vandag, want die Here gaan dit van ons ook opeis. Alright, Levitikus 19:13. Jy mag jou naaste nie verdruk of beroof nie. Die dagloners loon mag by jou nie tot die môre toe bly nie. Gee hom sy geld wat hom toekom. Ek het altyd gesê, hy kan by jou geld leen en dit nie terugbetaal nie, nou probleem. Maar sodra jy hom geld skuld, is dit 'n probleem, né? Jy moet mos nou weet. Is dit, maak dit sin. Dit was al daai tyd so. Alright. Veral as jy 'n werkgewer is, dan is min mense gelukkig. Nee? Maar dis hoekom die Bybel vir jou sê, vir ons dan wat vir iemand werk, doen jy net jou werk asof jy dit vir die Here doen, sê Kolossense 3. God sal vir jou sorg. Okay? Al word jy sleg behandel. Ek gaan nie meer nie. Ek het my werk gekwit, want hey, pas jou werk op. Jy kwit nie voor jy nie ander werk gekry het nie. Alright, so 'n bietjie advies. Maar ek hoef dit nou nie vir julle te sê nie, want baie van julle het al afgetree. Maar in elk geval. Maar ons kan advies gee vir ons kinders en kleinkinders en mense, is dit nie? Jeremia 22:13. Wie hom wat sy huis bou met ongeregtigheid en sy dakkamers met onreg, wat sy naaste laat werk vir niks, om hom sy loon nie te gee nie. Daar is baie werkgewers wat hulle mense die minimum betaal het, sodat hulle in weelde kan leef. En dit het God 'n probleem mee. Hulle het hoeveel mense wat op hulle erwe werk om die rose net reg te snoei, die hedges net reg te snoei, alles perfek te maak, sodat jy in weelde kan leef, maar jy betaal die mense nie reg nie. En dis nou op 'n kleiner skaal, wat nou nog van die wêreldskaal met wêreldse bankiers en al daai tipe klas van goed. En al daai tipe klas van goed. En al daai, ek hak vas. Is julle klaar? Ek spot so. So, en dis waar die Here praat hier. Spreuke 3:27, hou 'n weldaad nie terug van hom aan wie dit toekom as dit in jou mag is om dit te doen nie. Alright. Ja, ek het een keer het 'n vrou my gevra om haar dogtertjie, toe is ek nou net born again, jy weet, nou is ek teen Oosterse vegkuns en ek is al hierdie goed, jy weet, ek is nou net die okkulte, ek sien die okkulte en alles en al die tipe goed. En haar dogtertjie moet toe na Amerika toe gaan vir een of ander kung fu fight of 'n ding. En sy vra my toe, sy was saam in die polisie, kan jy dalk net vir my, as jy wil, help, want sy samel toe nog geld en hy kind kan gaan. Yes, nou is ek met die Here besig. Here, ek is baie lief vir haar kind ook, maar ek kan nie,
my saad in dit insaai nie, en al die tipe goed. Toe gee die Here vir my hierdie skrif. As jy haar kan help haar. En ek het toe 'n bedrag hier nou maar gegee, jy weet, vir kung fu fighting. Alright, maar sy my kind kon dan nou oor see gaan. Nie seker as gevolg van die bietjie wat ek gegee het nie, maar van wat almal vir haar gegee het. So, hou nie 'n weldaad terug van hom aan wie dit toekom as dit in jou mag is om dit te doen nie. As dit in jou mag is om iemand te kan help, help die persoon. Spreuke 3:28. Sê nie vir jou naaste nie, gaan en kom terug, dan sal ek môre gee terwyl jy dit het. Dis nie goed nie. God weet alles in ons harte. Hy weet alles in jou beursie. Hy weet alles wat in jou hand is. Alright. Good. Ek gaan klaar maak, hoeveel het nog oor hier? So, ja. Bewoners van die aarde. Nou, as ons nou praat van hierdie rykes, gaan God hulle uitsorteer in die 7 jaar verdrukking. Hy gaan die wêreld oordeel. Die ouens, en dan die wat nou al dood is voor die tyd, word nou al klaar uitgesort. Maar die wat nou nog gaan oorbly, volgens die sisteem van die wêreld, want dit is 'n Babyloniese sisteem, die wêreld het 'n sisteem volgens wat hy werk. As jy daai sisteem nie ken nie, kan jy net 'n bietjie jou huiswerk gaan doen. Daar's altyd hoores wat oor die hoores loer. Gaan lees Prediker. Sien jy verdrukking van die arme in die land? Moet jy nie daaroor verbaas nie. Daar's altyd 'n hoër een wat oor die hoër een is. Gaan lees dit bietjie. Dis hoe dit werk. Yes, maar hierdie politieke leier doen nou sulke tipe goed en hy gaan seker nou nie regtig toegesluit word nie. Moet jy nie worry nie. Daar's iemand wat die touwtjies trek. Dis hoe die wêreldse stelsel werk. Met organisasies en geheime organisasies. God gaan dit uitsorteer, hoor. It's coming to a theater near you. Okay. Openbaring 3:10. Because you have kept the word of my patience, hy praat nou met die bruid, hy praat met hierdie kerk, I will keep you from the hour of trial that is coming on the whole world to try those who dwell on the earth, om die bewoners van die aarde uit te sorteer. Jy's die bruid, jy's nie meer 'n egbreker of 'n egbreekster nie, jy het jouself losgemaak van die wêreld, jy leef vir jou koning, so dan sal jy nie saam met die wêreld geoordeel word nie. Maar as jy met een voet in die wêreld staan en met een voet in die kerk staan, glo my, jy het 'n goeie kans om uitgesorteer te word saam met die wêreld. Alright. Dan in Spreuke 18 vanaf vers 9, nou word die aardbewoners. Daar's baie, jy kan dit intik op jou e-sort, of wat ook al, bewoners van die aarde, dan sal jy sien hoeveel keer, want as daai tyd kom oor die bewoners van die aarde, die earth dwellers, hulle, en as jy na die Grieks toe gaan, hulle wat leef asof hulle vir altyd hier gaan wees. Alright. En die konings van die aarde wat met haar, daar in 'n woordjie, gehoreer en weelderig geleef het, sal oor haar ween en oor haar weeklag, oor die hele aarde en die hele sisteem, wanneer hulle die rook van haar verbranding sien, terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir haar pyniging en sê, wee jou, o groot stad Babylon, o sterk stad, wat in 1 uur het jou oordeel gekom. En die handelaars van die aarde, die oliemagnate, die ouens wat oorlog maak vir olie en diamante en goud, sal ween en rou bedrywe oor haar, omdat niemand hulle koopware meer koop nie. Koopware van goud en silwer en edelgesteentes en parels en fyn linne en purper en sy en skarlaken en allerhande geurende hout en allerhande voorwerpe van hierdie voorhandel. Mense gaan dood vir die voorhandel. En allerhande voorwerpe van die kosbaarste hout en van koper, yster en marmer en kaneel en reukwerk en salf en wierook. Meeste van hierdie goed sien ek en jy nie eers nie. Ons het nie geld vir dit nie, dit kom net van die rykes toe. Dit is my so hartseer, dat ons eet die lekkerste narkies in Israel, wat van Suid-Afrika afkom, ons kry dit nie eers nie. Ons kry die ou klein goedjies, wat is hierdie 'n Granny Smith? Die regte Granny Smith is, hulle is almal uit. Ons kry hierdie wat van die boom afgeval het. Daar's meer geld vir die ouens om dit soontoe te vat, as om vir ons te gee. Nee, alright. En kaneel en werk, gaan dit so aan. Hoor hier so, en wyn en olyfolie en fynmeel en koring en groot vee en skape en van perde en waans en slawe en mense siele.
Luister hier, dis alive and well, child trafficking. Dis wat hierdie ouens doen. Child trafficking is in die hoogste presidente en leiers is betrokke in child trafficking. Luister ek vandag vir jou sê. Ek het nou 'n artikel gelees op Facebook iewers, van in die ou Rhodesia, was 'n ou van die BSAP, die British African Police, 'n offisier, toegesluit, daai dit al vir child trafficking. 'n wit offisier. Daai dit al, dis nie nou wat dit, child trafficking gebeur al deur die eeue. Deur die eeue. Mense siele, slawehandel. Hulle sê daar's nie meer slawehandel nie. Hey, daar's nog altyd slawehandel. Daai mense word verkoop, kinders word ontvoer, hier in ons land. Daar's 'n paar predikers wat ek volg, wat aktief teen child trafficking, toe Trump Venezuela aangeval het, en hy het dit nou nie vir daai rede gedoen nie. Daai ou daar van Venezuela was 'n groot in child trafficking. Pastore wat toegesluit was deur hom, hy teen die kerk opgetree, daai ou, kon uitkom, en hulle kon 'n paar kinders gaan red. Hierdie Amerikaners wat daai tipe goed in Mexico ingaan, in Suid-Amerika, die kinders kom. Van daai Amerikaners kom Suid-Afrika toe, om te kom help. Ons moet begin wakker word, en begin goed doen om die kinders te red. Die kerk moet dit doen, want hierdie ryk ouens gaan dit nie doen nie. Hulle maak geld daaruit. Dis vir hulle geld. Hulle het geen skroom om 'n mens te verkoop, en 'n mens te laat doodmaak. Hulle skroom nie daarvan, maar God gaan hulle uitsorteer. Hier kom het vir hulle. Waans, slawe en mense siele, en die vrugte wat jou siel begeer, het van jou gewyk. Ja, omdat hulle die groot Granny Smiths gekry het. En al die blinkende en die skitterende dinge het van jou gewyk, en jy sal dit nooit weer kry nie. Bad, nee, arme ouens. Daar's nou 'n AI prentjie van hoe dit gaan lyk daai tyd. Die handelaars in hierdie dinge, wat van haar ryk geword het, sal ver weg staan in vrees vir haar pyniging, terwyl hulle ween en rou bedrywe en sê, weer die groot stad wat bekleed was met fyn lene. Ek het nou hierdie 2 keer opgesit. Verwoes is. En elke stuurman en die hele menigte op die skepe en die matrose en almal wat die see bevaar, het ver weg gaan staan. En hulle het uitgeroep toe hulle die rook van haar verbranding sien en gesê, watter stad is soos die groot stad? En hulle het stof op hulle hoofde gegooi en onder geween en weeklaag uitgeroep en gesê, weer die groot stad waarin almal wat die skepe op die see het, deur haar kostelike skatte ryk geword het, want dit is in 1 uur verwoes. Verbly jou oor haar, o hemel, en o heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel en haar voltrek het. So, as ons terugkom na ons skrifgie toe, hierso in Jakobus 5 vers 1, wat hulle sê, julle rykdom is bedorwe en julle klere is deur die motte verniel. Julle goud en silwer is verroes, en hulle roes sal tot 'n getuienis teen julle wees, en sal soos 'n vuur julle vlees verteer. Julle het skatte vergader in die laaste dae. Kyk, die loon van die arbeiders wat julle land afgeoes het, hierdie mense wat vir hulle gewerk het, word nie eens betaal nie. Wat deur julle agtergehou is, roep uit, en die geroep van die maaiers het gekom tot in die ore van die Here van die leerskare. Julle het op die aarde weelderig en losbandig lewe gelei. Julle het julle harte vet gevoer soos op die slagdag, veroordeel, vermoor, het julle die regverdige. Hy versit hom teen julle. Daai kindertjies kan hulle nie versit teen hom nie. Hulle word net ontvoer en weggevoer. En dis hoekom in ons land, toe, ek kan dit in my hart sê, toe die nuwe regering oorgeneem het, het al die elite eenhede van die polisie ontban, SANAP, al die ouens, nee, wat hierdie crime teengestaan het. Nou word kinders uitgevoer uit ons land uit, nee, en in containers, by Walvisbaai stasies en goed, havens en goed, uitgevoer. En niemand keer dit nie. Dit gebeur agter die skerms, al hierdie goed. En dit is verskriklik, dit is vieslik, God sien dit. Daai mense leef in mansions, en hulle betaal hulle mense next to nothing wat vir hulle werk, en hulle tuin skoon maak. Dit is verskriklik, nee? So, hierdie was in 2 dele. Die eerste deel is, as jy jou planne maak, God willing, nee?
sit jou planne in God, vra vir die Here vir wysheid, vra vir hom vir raad, al daai tipe goed. En as die Here jou so bless met finansies, kyk na jou mense. Vra vir die Here hoe om dit te bestee. Soos hy twee waarskuwings, dit gaan oor hoe bekom jy jou geld en hoe spandeer jy jou geld. Nee? Dis tussen jou en God. Dis tussen jou en God, hoe jy dit doen. Alright, good, kan ek vir ons afsluit? Ons amper klaar met Jakobus, julle volgende week, is Ina dan nou hierso, gaan julle lekker kuier, en ek wonder wie's nou hierso, ek hoop nie dis hy ouens met die cherry picker nie, is dit dan nie hulle nie, as hy die dak moet kom regmaak. Right, ek gaan vir ons bid. Julle verstaan vandag, God raas nie met ryk mense nie, hy raas nie met ryk mense, as goeie ryk mense, wat baie bless in die koninkryk en al die type goed, en groot goed vir die Here doen, en groot geld spandeer teen child trafficking. Nee? Nie almal wat ryk is child traffickers, nee? Alright, goed. Vader, baie dankie, ek loof en prys die naam vandag, my Here mag U die naprediker wees van hierdie woord, dankie vir die dag, is 'n dag wat U gemaak het, ons sal onsself daarin verbly, geef vir ons wysheid, Vader, met ons toekoms. Here, mag ons alles, wat ons besluit en wat ons doen, U in ag neem, dis die minste wat U wil hê. Dat U kan net in ag neem in alles wat ons besluit en alles wat ons doen. Here, vergewe my en vergewe ons, waar ons U nie in ag geneem het nie. Waar ons uit ons eie besluite uitgeneem het, en net gedoen het, en U het nog steeds vir ons reggemaak. Dankie daarvoor. Here, ons eer U naam, ons eer U naam. Dankie Here, dat U ons seën, dat U na ons kyk. U help ons met ons finansies. Here, U sê in Matteus 6:33, ons moet die koninkryk soek, U geregtigheid. Ons hoef nie te worry wat ons gaan aantrek, en al die goeders nie, maar dat ons besig wees met U besigheid. Here, ek loof en ek prys U naam. Amen, amen en amen.